FM en aanlyn by bokradio.co.za. Nou, ander royalty vir die eerste keer wat saam met my in die ateljee is. Margriet, ons het nou al saam gegym, ons het al saam opgetree, ons het al alles saam gedoen en dit is die eerste keer dat jy in die ateljee sit saam met my. Dit is geskiedkundig en nou sit ek hier so sonder 'n greintjie make-up want ek is vrot van die verkoue. Dis- Ek is daarom uit die bed uit en dit is so lekker om jou te sien. Hoorie, vir 'n slag ons mekaar jare laas gesien en weet jy net, dis vir my so lekker om te sien dit gaan goed en dit gaan lekker en jy gaan net vorentoe en weet jy wat, die verkoue maak nie eers saak nie. Nee, ek help jy klaar daaroor want almal het dit. Almal het dit. Ek het dit ook gehad na die laaste tyd. Ek is op antibiotika alles en ek klink nog steeds nice. Nee, maar dit is dieselfde. So ons gaan nou maar ek klink so permanent soos Lavinia. Verstaan jy? Ek wil glad nie meer 'n karakter op te sit vir die liedjie nie. Ek kan net praat en dan klink ek soos sy. Vertel my Margriet, ouma is terug. Ouma is terug. Kyk, kyk, ja. Ouma is mos Dowedola se ouma gewees. Ja. Of nog sy is Dowedola se ouma. Ja. En sy het nou besluit sy kom. Sy gaan kyk Dolla het so stilettos opgehang en Ja. ek is so dankbaar want menopause my net daarna gestryk. So, ek kan nie meer in daai rokke in nie en ek kan nie meer op daai stilettos nie en ek wil nie meer die fake lashes dra nie. Die glitter sit in oral vas en dit het eintlik net op die regte tyd gekom en as jy eers so besluit gemaak het om 'n deur toe te maak dan dink jy doen ek die regte ding en as jy hom eers toe het dan dink jy hoekom het ek hom nie lankal toegemaak? Ja. Maar okay, en so dit ouma moes begin as 'n cameo in haar shows. Yes. Nooit by die idee om regtig. Ek weet nie wat ek gedink het. Ek dink ek het verveeld en ouma kon ander goeters aanspreek as toe. En toe hierdie jaar by die KAKNK Januarie, eintlik al laas jaar te begin Hugo T hard my nek en sê maar ouma moet kom praat. Ouma moet haar eie show. En hoe meer ek sê Hugo nog ek is nog nie weer reg. Comedy is uitdagend. Comedy is 'n vrou is 'n ander Dit vat baie. en jy moet maar die slae vat en jy moet die slae uitdeel. Dis 'n tawe bedryf. En toe het hy my toe het hy eintlik gesê sê ek ja, okay, ek kom. Ouma is op pad. Ouma kom. En toe raak dit sommer ouma is op pad. En is eintlik baie lekker. Jurg skryf my teks, my Ja. man. En eintlik skryf hy net vir homself. hy is eintlik net ouma, net sonder die rok. En gereeld wat ek vir hom sê, nee, weet jy, daai is bietjie manlike oogpunt. Ja. Dis hoekom nou in die Vrystaat die boereooms was mal oor ouma want hulle kon so Vir enselfig. Hulle selfs wat ouma kwytraak. As ek jou gee met so klein bietjie. Ons hoef nie oor menopause te praat nie want ouma is al baie ouer, lank Ja. al verby die menopause, maar ons moet 'n bietjie meer vroue issues ook aanraak. So dit ouma begin en dit is eintlik baie lekker want ouma is heeltemal anders as Dolla natuurlik. En dis meer daar's punchlines in, maar dis meer storie vertel. So daar's 'n hele skets en dan is daar punchlines in, maar dan staan jy moet die hele skets saam luister Ja. om te verstaan waaroor dit gaan. Nou kyk, ouma kom van Garries af. Ja. Nee, en ouma is nie op haar mond geval nie. Nee. Ouma praat oor alles wat sy wil en die takt is ook maar nie altyd daar nie. Maar dis maar regtig soos ouer mense raak. Ja, dit is. Hulle wil dit nie eintlik sê nie, maar voor hulle Dan is wil dit dit eintlik sê, maar hulle kan hulle self nie bekeer nie. Dis eintlik so 'n lekker ouderdom dink ek om te wees. En ouma hou van 'n knertsie. Ouma vat haar knertsie gin, sy pak hulle so in haar sak in. En ouma kom van die knersvlakte af, ja. En so daar is 'n maar sy sien gat nie dat sy vloek nie. Maar daar's niks onder die rok. Kyk die knersvlakte kan ek en Makwalan kan praat dat jou ore tyd. O, né? jene, ja. Maar net hulle blomname kan jou ore laat tyd. Maar ouma gebruik daarom nou nie daai woorde nie. Sy gebruik die woorde wat almal nou dis nie eers dis byvoeglike naamwoorde. Dis nie Beskrywende. Ja, Ja, dis presies nie rof nie. Dis maar nou net. Nee, En jy weet net, dit is die belangrike ding van komedie en van snaaks wees. Jy moet snaaks wees sonder om te vloek. Ja. Jy moet snaaks wees sonder om te probeer. Ja. En ek dink dis wat jy nog al die jare kon regkry. En jy klim so in 'n mens se hart in met kwessies wat jy aanspreek en bespreek wat relevant is. En jy sit daar toe Dolla nou nog op die verhoog was. Daai vrou wat die menopause het, sy weet waardeur Dolla gaan en daai ene wat die storie sy weet presies waardeur jy gaan. En ek dink nou almal het 'n ouma. Party is oumas en jy kan regtig relate daarna. En die mans lag vir die stories oor die dames en oor die oumas want hulle sien wat gebeur. Ja, ag dankie Lulu. Ek dink dit is die moeilike ding van comedy. Jy moet lyk asof dit gat die werk is nie. Sodra iemand sien jy werk, ek bedoel gereeld sien mense mos aan nuwe kunstenaars en ek ook wat jy sien nie weer agtig vir hulle en in comedy kan jy gat nie dit hê nie. Niemand mag sien nie weer agtig wees namens jou nie. Jy moet
lyk asof jy dit uit jou agtersak uit pluk. Ja. En dit vat repetisie en dit vat nuwe materiaal, dit vat heeltyd te werk aan die materiaal. Jy moet praat oor die Olimpiese spele, jy moet praat oor die weer, jy moet praat oor die robbe wat na hondstolheid het in die Kaap. Jy moet heeltyd Alles wat- relevant bly, Ja. dan bly die hele produksie vars. Maar wat nou lekker is van ouma is sy kan ander draaie loop. En soos jy reg sê, almal het 'n ouma. En daar's nie net snaaks in die show nie. Daar's eintlik baie, behalwe die waarheid, is daar eintlik 'n bietjie seer op, want ons luister nie na ou mense nie. Ek onthou toe my pa nog geleef het. Dan wil ek baie keer sê, praat net, maar klaar. I get it. Ons is so ongeduldig met ouer mense. Dit is asof ons nie meer wil hoor, ons ore slaan toe. As mense 70, 80 raak, dan dink jy, ag, wat weet hulle? En hulle is Eintlik het juis hulle geleef. Ja. Hulle het soveel waarheid en hulle het soveel, as ons net stil staan en luister, gaan ons so baie by hulle kry. En dis wat dan nou lekker is van die ouma show. Sy sê ook reg in die begin, sy kan nie glo so baie mense het gebodder om uit te kom luister wat 'n ou mens te sê het. jene. En dan gaan die op pad haar reis, haar pelgrimsreis. Sy wil vir ou Laas herinneringe maak. Ja. Wel, sy sê vir ou Laas, sy sê ons weet mos niemand hoe baie tyd ons het nie. En dit is eintlik waar die hele show gaan, is al wat ons op die einde gaan oor hê is herinneringe. Ja. So dis jou keuse of jy nuwe herinneringe gaan maak of nie. Ja. Want die meeste van ons leef net, ons spartel so hard om te leef. Dat jy vergeet om herinneringe Dat te ons nie maak. herinneringe maak. En dit moet mooie herinneringe wees. Ja. Dis graag wat jy wil hê mense moet onthou as jy die dag nie meer hier is nie. Dit is al wat ons eendag gaan onthou. Mens die slegte, die kraampyne vergeet jy mos, Ja. maar die lekkerte onthou jy. So dit is so dis regtig 'n lekker show om te doen. Dit is ook hy draai heeltemal om op die einde. So die mense lag lekker, maar ag jy pink maar 'n traantjie ook nou en dan. Net so vinnig. Ek het vir Margit hier by my en ouma is op pad. Kyk, ouma is Dowwe Dolla se ouma en sy het afgetree einde 2021, maar hoorie, so almal wil nou nog weet wat wil ouma nog sê en ouma sê baie lekker dinge. Margit, waar kan mens vir ouma op pad kry? Okay, ouma is op pad na jou toe. Ouma is hierdie week by die boer. Sy's Woensdag en Donderdag, so dis die 14de en die 15de Augustus. En dan ook die Sondag, die 18de, middagvertoning en dan die Vrydag en die Saterdag by die Drama Factory in Somerset West. Ja. En dan gaan ek eers 'n bietjie Gauteng toer en dan kom ek terug en dan is ek middel September die 13de by die Paternoster by die koelkamers. Ja, lekker. Ag, weet jy, as jy nog nooit by daar was nie, gaan Paternoster is in elk geval so mooi. Dis so beautiful. Hulle het mos nou die waterfront ook Ja. daar. So dis net lekker om daar te En wees. daar's stalletjies, Ja. dis interessant. Dis nie net die gewone stalletjie, daar's regtig lekker nice goeders, en daar's gallerye en daar's restaurante. Dis regtig 'n mooi dorpie om te besoek. Die Weskus is En my dis blommetyd, so mense moet gaan. Ja. So die 13de September is ek daar en dan die 14de September by die Gouda Hotel en dan die 15de die Sondag weer terug by die boer. En dan toer ouma maar die res van dan sy nog by al wat fees het, woordfees en aardklop en gee haar 'n platform dan is Hoorie, daar. ouma het nog baie om te sê. Dis nou so lekker. En ja, Margit, kyk hierso as ek vir jou kan vra. Jy het nou al hoe lank is jou loopbaan in die bedryf nou al? Dis nou seker 40, 30 jaar. Ja, ek het begin met Hansel en Gretel saam met Pedro en toe was ek 19. So ja, kom ons maak dit 20 dan kan ek makliker somme doen. So ja, dan is dit al 34 jaar. Ja. Wat was vir jou, kyk behalwe nou Dolla, want ek weet Dolla was nou die grootste en die bekendste, maar wat was vir jou een van die lekkerste produksies en projekte waaraan jy al gewerk het? Lulu, dis 'n baie moeilike vraag want elke projek raak mos 'n kind. Ek kan vir jou onmiddellik sê wie wat nie lekker was nie. Dis is al die ergste ding, né? Mens onthou die nie lekker baie. Ja, dit kom so boing om my kop op. Maar 'n lekker produksie byvoorbeeld was Kaas saam met Trix Pinaar. Behalwe dat sy met teater maar is sy so 'n legende gewees om mee te werk en net geskryf en gedirek. So dit was besonders. Floy wat ons nou juis open Woensdag by die Aardskyp wat nou dis Floy se 22ste jaar wat hy aangaan en elke jaar is daar 30,000 kinders, 20,000 kinders wat kom kyk. So dis en dit bly vir my van alle teatervorme die lekkerste. Want jy sien die verskil wat jy maak. En daai kinders se is nog nie gesiggies. geprogrammeer. Niemand het nog vir hulle gesê hoe om te dink nie. Hulle reageer instinktief. Ons verloor dit later. Ja. En jy sien hy gesiggies en jy sien hy meelewing en nee, kinderteater bly. Dis hoekom ek nog steeds heksie. Hulle sê vir my as jy mal, jy's seker die oudste kinderteater performer in die land en sê ek dis die ek raak 'n bietjie moe. Ek raak 'n bietjie oud, maar dit is
bevredigend. Dit is met kindersieletjies te werk is net nee, dis lekker. En dan eintlik is dit moeilik om te sê want elke genre en elke ding is net fantasties. Ons doen nou 'n projek, ken jy vir Dewie wat op skool boelie gaan, wat immersive teater is, wat by die feeste is, maar ons gaan dit hopelik skole toe vat waar dit 'n saalopset is en die gehoor raak deel van die akteur, so hulle kom tussen hulle sit. Wow. En dan is daar school shootings, so dit is redelik jy kan nie uitstap en niks gevoel het nie. Hoorie, dis baie belangrik Dis nou, die hele nee. idee, want almal praat oor boelie. Almal sê, maar niks verander. Die kinders rol hulle oë. Hulle Ja. sê, "Hulle weet vandag ons oor boelie gepraat." Maar as jy voel en jy sien dat watter woorde jy gesê het en jy het nie eens gedink jy boelie nie, jy het gedink jy is snaaks. Ja. Wat die helfte tyd gebeur, die mense dink hulle is snaaks. En dan die effek wat daarvan hoe dit kan eskaleer en hoe erg dit kan raak en hoe maklik dit gebeur. Want dit is regtig 'n verskriklike groot probleem in ons skole. Dit is baie en ek wil regtig hê jy moet dit skole toe vat. Ek dink elke kind is veronderstel om dit te kan sien, want jy moet begin besef dat jou woorde dra krag. Maar jy moet voel, as jy net daar bo staan en my vertel. Dan weet jy nie. Nee, maar as jy langs jou voel en hier gaan 'n skoot af en jy ewe skielik duik hy kind onder die bank, die kinders duik in dit letterlik onder die banke in, want jy skrik. En dan besef jy dit kon ek gewees het. En so baie e-posse kry ons na die tyd en op Facebook en so aan wat kinders sê ek was 'n DW, ek was die geboeliede een. Ek het gelukkig daar uitgekom. Oh my word. Daar's baie sulke stories. So dit is regtig, maar skole is ook versigtig daarvoor want dit is 'n dit is moeilik. Ek is bly ek is nie vandag 'n onderwyser nie om besluite te neem want ouers probeer hulle kinders beskerm. Maar ongelukkig deur te beskerm moet jy blootstel. Ja, jy In moet. veilige Omstandighede, ja. So ons is nie onverantwoordelik nie. Na die tyd is daar 'n beraader. Ons sit ook met die akteurs en die kinders kan praat en vra want jy is effens getraumatiseer. Maar Anders dit kan is jy daar uitstap. maar weet jy wat, dis nodig om dit head-on te vat en dit want dit soos wat jy sê, dis 'n baie groot storie. Want jy moet dink daaroor. Ja. Jy kan nie net lag en sê Nee. nee. Ons is nou al heeltemal van die pad af, maar ouma is op die pad. Ouma hou nog steeds rigting na bo en ouma gaan aan. Waar kan mense kaartjies kry vir die vertonings? Is daar webtuiste waar mense kan sien waar ouma oral is? Ek dink die maklikste is om net na elke plek se webtuiste te gaan. So die boer is die www.dieboer.com. Drama Factory is www.thedramafactory.co.za. Paternoster is dan natuurlik die koelkamer. So elke plek het sy eie webtuiste en jy kan ons nou deesdae op almal se webtuiste omtrent bespreek. Ja. So jy klik net daarop en Dan gaan jy gaan gaan jy kaartjies na die koop. kaartjies. Margriet, vreeslik baie dankie. Dit was nou lekker om jou in die ateljee te hê en sterkte met al jou dinge en dankie vir alles wat jy al vir ons en die kinders en vir almal gedoen het. Dankie Lulu, dis 'n voorreg.